Vroue wat voorloop word met trots aangebied deur Maddie's Bridal Nest. By Maddie's Bridal Nest kan jy nou jou droom trou of aantrok huur teen bekostigbare pryse en sodoende verseker dat jou geleentheid onvergeetlik is. Kontak vandag nog vir Madeleine by 072 661 4182 of maak dit persoonlik en kom besoek ons by 1 Vredestraat, Volmoed, Oudtshoorn. Maddie's Bridal Nest. Welkom by Vroue wat voorloop hier op Radio Klein Karoo, die hartklop van die Klein Karoo. En by ons in die ateljee vandag is die fantastiese, passievolle, flamboyante, uitgesproke, babbelende Adri Odendaal van Kansa. Adri, baie welkom. Baie dankie. Luister, vertel gou eers vir ons, wat doen jy? Wat doen jy alles by Kansa? Man, ek is destyds aangestel as fondsinsameler vir Kansa, omdat Kansa is 'n nie-winsgewende organisasie, so hulle is absoluut afhanklik van donasies en al hierdie borskankerstappe en tees wat ek hou, dis alles vir Kansa. So ek is aangestel as fondsinsamelaar. En toe verlede jaar, of 'n jaar so bietjie voor dit, toe sê ek vir my baas, maar ek kan nie die hele tyd net vir die gemeenskap geld vra as ek vir hulle 'n diens lewer nie. En toe begin ek met my klinieke werk en die susters om wellness daar te doen in die gemeenskap en screenings soos Oktober die pap smere en daai goed. Ja, so nou is ek my offisiële titel na al die veranderinge in Kansa is nou Sustainability and Service Coordinator. So dis nou pasiëntesorg en fondsinsameling. Fantasties, maar jy geniet wat jy doen. Baie. Want ek moet al sê, ek het al op 'n Saterdagmiddag baie laat van die Kaap af hier deur Oudtshoorn se strate gery en dan vang my oog, daar's iets aan die gang en dan sien ek daar staan Adri agter 'n tafel. Ja, nee, as ek kom met vir 'n ding, dan doen ek dit voluit. En Kansa, ek dink, is my werk wat ek nou uiteindelik in my lewe gekry het, wat ek by moet wees. Net as ek sien waartoe kankerpasiënte gaan, en om te weet dit kan voorkom word as jy betyds na jouself kyk. Ja. So ja, vir my is dit as ek 'n event moet doen, dan doen ek hom, ek daag al 5 mense op of 500 mense, ek is daar. Ja, dit is fantasties, maar weet jy Adri, dit maak 'n groot verskil. Ons het vroeër gesels as jy 'n passie het vir wat jy doen, want daar's so baie mense wat opstaan en werk toe gaan, wat hulle moet dit doen, maar die passie is nie regtig daar nie. En ek sê altyd, follow your passion, not your paycheck, as jy dit so kan stel. Ja, dit is moeilik, maar dit maak 'n groot verskil, as jy weet, ek staan op en ek gaan doen waarvoor ek lief is. Hoekom is jy so lief vir dit, is dit die mense, is dit Kansa spesifiek, wat is dit? Ek weet nie of vir die mense is nie, want ek is mos maar lief vir my honde, maar vir my is dit die verskil wat jy maak. As jy na 'n pasiënt toe gaan vir alles hulle behoeftig is, en jy kan net vir die mense 'n doek gee, of 'n pak melk, dan is dit al klaar groot verskil. So ek dink dis 'n bietjie van alles. Dis baie keer vir my verskriklik emosioneel, en dis hoekom ek my in my huis toe maak en met my honde gaan stap om net weer te recharge. Maar dit is vir Kansa, ek is bitter loyaal teenoor en die werk wat hulle doen, die research, ek meen dit is nie net wat ek doen nie. Daar is soveel ander takke van Kansa, soos die enigste NPO met ons eie research afdeling. En dan my pasiënte. Ek sal vir hulle enigiets doen. En ek dink dis pasiënte wat eintlik jou vriende raak. Ja. En is daar 'n paar wat 'n baie spesiale plek in jou hart het? Daar was een, sy is ongelukkig nie meer met ons nie, maar sy, dit was een van my eerste pasiënte wat ek gevoel het toe ons al verloor het. En dan het ek 'n paar survivors wat tans in Oudtshoorn is, wat nogal vir my baie spesiaal is, want hulle is altyd bereid om te help met wat ook al. As ek sê ek soek 'n skenking, of ek soek dit, of ek soek dat, dan kan ek maar net op hulle knoppie druk. Ja. So dis nogal nice, die survivors is baie nice. Adri, ja, dit wat jy sê is baie waar, en voor ons vir ons kankerpasiënte spesifiek iets speel, baie special song speel, wil ek sê, ek het al baie keer opgetel, veral onder jou survivors, hulle het net hierdie ongelooflike positiewe uitkyk op die lewe, en hulle is so geïnspireerd, en hulle is 'n inspirasie vir ons wat eintlik gesonde mense is.
Nee, definitief. Ek het al survivors gehad wat, dan sê ek vir hulle moet vir my 'n praatjie kom doen. Dan sê hulle nee, hulle wil nie, want hulle wil nie vir mense praat nie. Dan sê ek vir hulle, luister hier, jy's gesond, jy moet getuig. Want vir my is dit, as jy kanker survive, het jy 'n groot iets oorkom, en dan moet jy praat daaroor. O, absoluut. So ja, nee, die survivors is regtig, ja, baie groot deel van my lewe. Ja. Dit is nou ongelukkig dat ek van hulle het wat die kanker terugkom, Ja. maar jy stap maar saam met hulle die paadjie. Ja, jy moet daai ondersteuning Ja. gee. So ek dink vir al ons survivors, Ja. wat speel ons vir hulle? Parel vir Kroon van Andriet. Ek weet jy is naby my en ek weet dat waar jy jou vlerke sprei, jy my hart kan kry. Jy leef in my vir altyd. Tyd gee en die tyd kan neem, al was jy geleen, was jou hart is seer. Ek sal nooit vergeet, my hart sal weet. Jy's 'n parel vir 'n kroon, en jy leef binne my. En die tyd moes jou vat, maar daar's vrede in wat jy vir my moes kom gee. Jy's 'n engel in die hemel, waarvandaan jy kom. Ek is diep in my hart so beloon, met 'n parel vir 'n kroon. My trane sal water word, teen die dorre grond sal 'n blom uitword. Laat genees terwyl ek oor jou huil. Jy's 'n parel vir 'n kroon, en jy leef binne my. En die tyd moes jou vat, maar daar's vrede in wat jy vir my moes kom gee. Jy's 'n engel in die hemel, waarvandaan jy kom. Ek is diep in my hart so beloon, met 'n parel vir 'n kroon. Hier op hierdie plek waar ek staan, is jy weer niks nie. Maar waar jy in my siel eendag gaan, daar wag jy vir my. Jy's 'n parel vir 'n kroon, en jy leef binne my. En die tyd moes jou vat, maar daar's vrede in wat jy vir my moes kom gee. Jy's 'n engel in die hemel, waarvandaan jy kom. Ek is diep in my hart so beloon, met 'n parel vir 'n kroon. Vroue wat voorloop word met trots aangebied deur Maddie's Bridal Nest. By Maddie's Bridal Nest kan jy nou jou droom trou of aantrok huur teen bekostigbare pryse en sodoende verseker dat jou geleentheid onvergeetlik is. Kontak vandag nog vir Madeleine by 072 661 4182 of maak dit persoonlik en kom besoek ons by 1 Vredestraat, Volmoed, Oudtshoorn. Maddie's Bridal Nest. En ons het lekker geluister na Andriet. Adrie, ek wil gou terugkom na survivors toe. Ons het so 'n paar jaar terug het ek en my man en 'n groot span wat ons gesport het ons Kilimanjaro gaan klim en ek het dit juis
geklim vir myself persoonlik was dit, ek het my pa verloor aan beenmergkanker, en ek ken daai pad, ek het dit gestap met familie, ek het beide my susters verloor, een op 'n baie jong ouderdom, so dit was vir my verskriklik erg geweest, maar dit was ook vir my, hoekom ek Kilimanjaro gekies het is, dis 'n hoë berg, ek gaan definitief bo uitkom, wel ek het gehoop, ek het bo uitgekom, maar 'n kankerpasiënt stap ook sy eie berg. En dis veral die laaste stuk met Kilimanjaro was die les vir my wat ek weggevat het, en ons het dit gestap vir 20 kankerpasiënte in die Oos-Vrystaat. Daai laaste stuk in die nag was so koud, dit was -20, jy stap net forever en ever, en ek het besef dat 'n kankerpasiënt het ook 'n donker berg wat hy uitklim. 'n Survivor kom bo uit en hy kom af, maar almal kom nie altyd bo uit nie. So ek het daai koneksie gemaak en ons het teruggekom, heel bo op Kili kry jy die lava klippe, so ons het 20 klippies opgetel, en toe by 'n funksie in die Oos-Vrystaat dit vir die pasiënte gegee. En ek dink wat my hart geraak het was hulle het nie regtig geweet nie, en toe ons daai klippies die dag met die funksie vir hulle gee, jy weet daai trane en daai dankbaarheid. En dit is vir my so lekker om onselfsugtiglik iets te doen vir 'n ander mens. En ek dink dis wie jy is. Ja, vir my, ek is 'n mens, ekskuus tog, ek hou daarvan om te gee. My ma het eendag vir my gesê, ek sal nooit in my lewe geld of enigiets hê nie, want ek gee alles weg. Maar vir my is dit, as ek in my hart 'n behoefte sien en voel, dan wil ek gee. En dit is waar wat jy sê van survivors. Elke survivor klim sy eie berg. Onthou die dag as jy hoor, jy het kanker. Vir party mense is dit 'n doodsvonnis. En om dit te verwerk en die behandeling te doen en dan met jou ondersteuningsspan verder te loop, dit is alles 'n les, 'n nuwe les wat jy leer en om aan te gaan. So ek dink vir 'n survivor om bo uit te kom is 'n amazing prestasie en om skoon te wees en dan aan te gaan en dan die boodskap uit te dra. Absoluut. Want dis definitief ek sien dit as 'n getuig wat jy moet doen. Ja. Want jy is genees. Ja, en ek dink ook survivor is vir my wat ek nou al ontmoet het is want ek het ook 'n hart vir kansa en vir hierdie werk is die inspirasie en hulle hele uitkyk op die lewe. En ek dink ek sê dit weer en ek het vroeër gesê ons het baie wat ons by hulle kan leer. Baie. Nee, wat is lewenslesse wat jy al weggevat het van die beroep wat jy volg? Weet jy wat, moenie ophou nie. Maak nie saak wat dit is nie. Ek weet dit klink maklik om dit te sê en almal sê dit, maar moenie ophou nie. Ek is self ene maar ek is nog nie die tipe mens wat opgee nie. Ek meen ek gaan aan. Want ek sien die glas half vol. Ek sien hom nooit half leeg nie. Ja. Maar moenie maak nie saak wat dit is nie. Of dit nou kanker is, of dit finansies is, of dit maak nie saak wat dit is. Hou aan veg. Ja. En glo net want die Here is daar vir ons almal en dit vat baie keer lank, maar jou drome sal waar word. Ja, dit doen en ek dink ons is soms op 'n lewenspad. Baie van ons nou dalk na COVID waar jy voel maar dit is nie waar ek wil wees nie, maar daar's 'n rede vir alles in die lewe. En weet jy wat jy sê, hou moet net nooit moet opgee nie. Ek kyk nou 'n ou klein kindjie van 'n jaar, net so oor 'n jaar, dan leer hulle loop. Nou hou ek die kleintjie dop. Dan staan sy op, dan gee sy 4 trekkies en val sy. Dan staan sy op en dan dink ek in 'n dag se tyd is daai boutjies al so deurgeval, maar hulle het nog steeds daai jy weet ek wil daai uithou vermoë. En ek dink as ons as groot mense na kinders kyk of die lewe deur kinders se oogies kyk, dan gaan ons as jy geval het staan op en gaan verder. Dit is nie die einde van die wêreld nie. Kyk, dis die ding van ons groot mense is dis maklik om te sê jy kan nie. Ja. Daai woorde moet nie eers in die Afrikaanse woordeboek wees nie. Dit moet heeltemal uitkom want almal kan. Jy kan. As jy wil, kan jy. Absoluut. So, maar dit is nou wat ek glo en ek sien dit in my pasiënte ook. As my pasiënte so 'n houding het, dan weet ek hulle gaan gesond word en hulle gaan okay wees. Dis wanneer ons 'n bietjie moet werk aan die binneste wat jy kan sien, jy gaan ons 'n bietjie lank vat. Ja, en jou mindset is die groot ding in die lewe. Definitief. En dis daai eie gesprek met jouself. Dis soos jy weet, soos jy sê, vir jouself sê ek kan.
Ja, As jy nou byvoorbeeld nog nooit fiets gery het nie ja. en jy begin ry, gaan jy in elk geval een keer ry en jy gaan moeg raak. Ja, of jy gaan afval. Of jy gaan afval, maar dan klim jy op. Ja, maar kyk, dit is ook maklik om te sê, die lewe het dit aan my gedoen en ek is daardeur en ek is dit en ek is dat. Maar ons almal gaan deur ons eie goed, maar dis in die verlede. Die hede lê voor ons. So lewe in die toekoms en nie in die verlede nie. Ja. Want anders dan gaan, ek meen, as ek in die verlede moes gelewe het, sal ek nooit idee gekom het. Nee, as ek al my issues en probleme saam met my, dit is 'n keuse. Exactly. Want gister is verby. Ek sê baie keer, dan sê ek, dis amper soos iemand wat 'n tentjie opslaan daar bo op die berg. So die tentpenne is in en die zip is toe. Ja. En hy staan vanmôre oop en hy maak hy zip oop en hy kyk uit en hy sê, nie vandag nie. Maak toe. Ek maak my zippie toe vandag, want vandag wil ek in my hoekie sit en ek wil deur al my issues en my dinge gaan. En jy gaan nooit vorentoe gaan nie. Jy moet daai besluit neem om te sê ek zip oop, Ja. ek trek hierdie tentpenne uit want ek verdien 'n beter berg om my tentjie te gaan Maar opslaan. dis dieselfde met COVID en ek sal dit nooit vergeet nie. Dit was ook al iemand wat gesê het, as jy in die oggend opstaan, veral met hoog COVID, toe ons almal moes nou nêrens heen kon gaan nie en lekker dik geraak het. Toe Ja. het iemand gesê, maak net jou gordyne oop. Sorg net dat die son in jou huis inkom. Laat jy die lig sien by en gaan uit, gaan sit in die son. En ek sal dit nooit vergeet nie. Dis asof elke oggend nou as ek my gordyne ooptrek, dan hoor ek daai woorde van maak net jou gordyne oop. Ja. Dit is al wat jy hoef te doen. Ja. Dis sien net die son. Ja. En dan gaan as jy die son sien, dan voel jy al klaar beter. Ja, doen. Dis is iemand sê na die dag, hier, dis koud. Dan sê ek altyd, dit sê ek na ek van Kilimanjaro afgekom het, want dit was koud. Ja. Minus 20 daai oggend, middernag tot watter tyd die oggend was koud. Ja. So ek sê altyd, ag nee man, dis nie koud nie, dis net vars. Ja. Nee, en elke seisoen bring sy eie mooi. Ja. En dit nie net met die weer nie, maar ook in ons eie lewe. Ja. Elke seisoen het sy mooi en jy kan nie dieselfde pad stap vir dieselfde hoeveelheid tydperk nie. Dit moet mos verander. Jy word mos ouer. Ja, absoluut. Wel party word nooit ouer nie, maar ja. Waarna luister ons volgende? Volgende is ABBA se Andante. Take it easy.
Vroue wat voorloop word met trots aangebied deur Maddie's Bridal Nest. By Maddie's Bridal Nest kan jy nou jou droom trou of aandrok huur teen bekostigbare pryse en sodoende verseker dat jou geleentheid onvergeetlik is. Kontak vandag nog vir Madeleine by 072 661 4182 of maak dit persoonlik en kom besoek ons by 1 Vredestraat, Volmoed, Oudtshoorn. Maddie's Bridal Nest. En dit was Abba. Ons is terug hier by Adri. Ek wens die luisteraars kan eintlik almal hier in die ateljee wees, want hier is so buzz. En Adri, ek dink daai buzz wat aan jou is, jy's soos een van hierdie Duracell battery hasietjies. Raak jy ooit moeg? Nee. As ek moeg raak, dan kry ek my daar uit, want ek moet aangaan. Mense het my nodig. En my honde het my nodig en ek het rekeninge om te betaal, so ek moet werk. Ek kan nie stil sit nie, ek moet aangaan. Daar is hy. Ek gaan daai ene onthou. Ek moet aangaan want ek het rekeninge om te betaal. Adri, maar jou persoonlikheid, jy het vir my gesê jy's gebore in Prins Albert. Ja, nie gebore nie, groot geword daar, maar ek's gebore in die Kaap. In die Kaap. Ja. Groot deel van jou lewe groot geword in die Karoo. In Prins Albert, ja. In Prins Albert. Dink jy daar's 'n verskil ek vra nou maar net uit, want ek is geïnteresseerd om in die Karoo groot te word as wat mense in 'n stad groot raak? Ek dink so, kyk, die leefwyse is mos nou heeltemal stadiger en heeltemal anders, en ek was in die stad in 'n skool en ek was in die platteland. Die platteland is net rustiger. Ek meen, jy kan kaal vir skool toe gaan, waar in die stad jy dit nie kan doen nie, of party skole doen dit, maar in die platteland doen jy kaalvoet. En ek dink ook jou mindset is dalk anders, want jy's veiliger op 'n manier, en jy word groot. Ek meen, ek glo mos boervrouens, Karoo vrouens, is vrouens wat kan werk. Ja. En dit leer jy as kind. Ja. Veral as jy nou saam met 'n ma groot word wat ook kan werk. En ek dink net Karoo kinders het net 'n ander werketiek as 'n stadskind. Ja. Jammer om dit te sê, maar dit is wat ek glo. Ek dink nogal so, wat vir my opvallend was, so rukkie terug het ek iemand ontmoet wat in Beaufort West bly. Dis eintlik Tannie Evelyn vir my, want sy's 81, maar ek kan nie sê Tannie nie, ek sê Evelyn. Want sy lyk of sy ergens na 60s is, en sulke groot hande, maar sy's op en af en aan die gang en doen alles, maak hy skoon. En toe het ek al ook gevra, hoe is dit dat sy so goed lyk vir 'n ouderdom? Afgesien van die feit dat sy 2 keer 'n week nog gaan oefen, was sy 'n boervrou gewees. Hulle het geboer vir jare. So ek dink baie keer as jy fisies werk, jou lewe lank, Ek stem. is jy sterker en gesonder en jy lewe langer. Ja, ek meen van die ou mense, my grootouers het oud geword. Ek meen, my ouma is oorlede op 96 en dit was nie dit was omdat haar lyf ingegee het. En hulle het ook geëet van die grond af, Ja. né? Hulle het nie winkelkos geëet nie. Ja. Hulle het gewerk vir hulle kos en dit kom van die plaas af. So dis die verskil, en dis nog 'n ding met kanker. Kanker is baie prominent, en dit is oor die kosse wat ons eet, want alles is verwerk. Ja. Mense moet weer teruggaan na vars vrugte en groente, en dan praat ek wat jy sommer self plant ook. En organiese vleis as jy moet vleis eet. Want die goed is alles so behandel, en al daai chemikalieë in ons liggaam is nie goed vir ons nie. Nee, dit is nie. Ek stem saam met jou lewenswyse, oefening, jy moet beweeg. Jy moet Al definitief. stap jy net. En mense kan op die Kansa webwerf gaan kyk. Ons het nou 'n oefenprogram, maar 'n program wat jy kan volg vir 'n gesonde leefstyl. Dis nie net 'n diet nie. Dit is 'n leefstyl wat jy moet aanpas by. Ek meen, ek self is nou besig met daai ene, want tog COVID het ons almal mos maar in die bout beet. Maar ja, so ek is ook nou op die gesonde leefstyl. Ek kroek 'n bietjie naweke, maar in die week hou ek. Ja, dis daai ekstra. Ek skryf dit toe aan waterretensie. Nee, ek skryf dit net toe aan chips. Adri, jy is oor ons het gesels September, weet ek gaan ek saam met jou Beaufort West toe. Ja. Vir wat gaan nou aan? Die Groot Karoo Cook-Off, Ja. Beaufort West Toerisme Kantoor hou dit vir Kansa, fondsinsameling. So spanne van 5 kan inskryf, en dan kan hulle nou kook op die vuur. Alles is op die vuur. En dan gaan ons beoordelaars hê wat nou jy een gaan wees, en jy is ook ons MC natuurlik.
En dan gaan ons die mense beoordeel en ons gaan 'n wynproe doen en ons gaan kyk vir gesigpyn vir die kinders. Lekker. Net 'n lekker oggend waar almal bymekaar kan kom. In die oggend vroeg begin ons natuurlik met 'n lekker fietsry, mountain lekker. bike ride. Ja, so Dani van die radio Klein Dani Karoo van die kan radio opkom. Klein Karoo, kan jy fietsry? Maar ek dink ek het seker so 30 jaar laas fiets gery. So ek kan myself nog balanseer. Hulle sê mos een van daai dinge, jy weet, as jy leer fietsry, kan jy fietsry, maar hoekom vra jy So jy kan fietsry, so jy het ons sal vir jou fiets reël, so gaan jy daai 100 km aanpak. Kom ek sê jou so, ek sal eerder aanpak om oor 4 te loop saam met jou, as wat ek dit gaan aanpak om 100 km op 'n fiets te ry. Dani, ek is seker daarvan jy kan. Ons het vroeër gepraat oor enigiets in die lewe is moontlik. Ja. Ja, ek vir die luisteraars wat luister in daai Beaufort Wes omgewing is, ons hoop om vir Dani die 24ste September daar te hê. Ons sal hom spesiaal aantrek met Karoo volstruisvere sodat niemand hom mis. Daai fietsry is dit 'n aflosfietsry, so is 10 nee. Ek sal jou help. Jy kry 10 ouens wat saam met my fietsry. So ons ry 10 km Ja. en dan los elke 10 km Fantasties. iemand af. En ons sit julle almal in volstruisvere, nee Dit Adri. kan werk, dit kan werk. Ja. Adri, waarna luister ons volgende? Okay, dis Donna Taggart se Angels. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Hallelujah.
was jealous of the angels around the throne tonight. Okay, en dit was Donna Taggart met Angels. Andre, ek dink daar's baie engele om ons elke dag. O, definitief, definitief. En het jy al in jou leef, ek wil gou weer hoor, jy weet, jy sien hierdie babbelende, borrelende Adri wat hier sit. Het jy al ooit, dis dalk nou 'n persoonlike vraag, in jou lewe iets ondervind wat vir jou sleg was? Ja, kyk, ek is aangeneem, ek en my boetie, ons is 'n tweeling, hy was 5 minute ouer as ek, en ongelukkig is hy oorlede 2013, en dit is nog tot vandag toe, vir my, die slegste ding wat in my lewe gebeur het, maar hy was 'n mens wat perfek was in sy werk, en hy was fantasties, ek meen, sy baas het van Vietnam af gevlieg vir sy diens, so goed was hy in sy werk gewees, en ek het net besluit, ek moet vir hom wys, ek gaan ook goed wees in my werk, en ek dink dis hoekom ek so committed is ook, om 'n sukses te maak van wat ek doen, is ek wil nie hom teleurstel nie, want hy is my angel. Ja, ek dink hy is jou angel. Hy is, definitief. En ek wil aanlas daarby dat ek glo mense lewe moet van so 'n aard wees. Dis persoonlik hoe ek voel, is doen aan ander meer as wat jy wil hê aan jouself gedoen moet word. Ja. Wees altyd vriendelik teenoor ander mense, sien die need raak en reik 'n hand uit. En in die aand as ek gaan lê ook, dan as ek my kop neer lê, dan sê ek soos, ek sê altyd 2 goed. Die een is, wat was my wow oomblik vandag? Want ek raak aan die slaap met daai mooi oomblik wat ek beleef het of wat ek gesien het, en dan die ander ding is, Suzette, wat het jy vandag vir iemand anders te gedoen? Al is dit net 'n glimlag wat ons moet gee, want ek dink daar's baie negativiteit daar buite. O, baie, nee baie. En dit is belangrik dat jy jouself, jou eie ingesteldheid so moet wees. Nee, definitief, ek stem met jou saam. Ja, Adri, met Kansa, ek weet jy doen baie fondsinsamelings. As daar iemand is wat luister, waar kan hulle jou kontak? O ja, as iemand dalk daar is met ekstra geldjies, hulle kan my kontak by 072 133 0444. Wil jy weer herhaal, net gou Ja. vinnig? 072 133 0444. 0444. Baie dankie Adri. En dan, ek dink net om af te sluit vir iemand wat dalk op moed verloor se vlakte sit en luister. Wat sal jy vir hulle sê? Het is moeilik, miskien gee my 'n lykie, dat Ja. ek kan hoor hoekom jy daar is. Ja. Hoe het jy daar gekom? Ja. En dan, miskien moet hulle dan die volgende liedjie net kliphard sit, Ja. en hulle tone krul en boude swaai, want dit is vir my 'n liedjie wat, maak nie saak waar jy is nie, of ek nou my kar is in my kombuis buitekant, dit het net 'n beat wat jou laat goed voel. En ook is dit 'n liedjie wat mos almal bymekaar gebring het. Ja. So ek dink as jy voel vandag, jy's op die rand van die afgrond, bel my of luister die liedjie. Luister die liedjie, ek stem saam daarmee. Adri, dit was verskriklik lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie vir jou tyd. En jou res van jou dag moet absoluut amazing wees, net so amazing soos die mens wat jy Dankie. is. En vir ons luisteraars, ek sê totsiens, sit die musiek baie baie hard en beweeg hy lyf. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana,
wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Vroue wat voorloop word met trots aangebied deur Mary's Bridal Nest. By Mary's Bridal Nest kan jy nou jou droom trou of aantrok huur teen bekostigbare pryse en sodoende verseker dat jou geleentheid onvergeetlik is. Kontak vandag nog vir Madeleine by 072 661 4182 of maak dit persoonlik en kom besoek ons by 1 Vredestraat, Volmoed, Oudtshoorn. Mary's Bridal Nest.